Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. En ons kan amper nie glo dit is einde Maart 2025 nie. Dit is verseker sodat ons lewe soos 'n damp is wat nou verskyn en môre verdwyn. In 'n oomblik is ons lewe verby en daarom is die wyse raad van die woord dat ons dae so sal leer tel, dat ons 'n wyse hart sal bekom. En ons kan alleen wysheid bekom deur ons gedagtes te rig na God se waarheid, en ons vind sy waarheid vanuit sy woord, en daarom is het belangrik om die Bybel te lees, die Bybel te bestudeer, en dan ook insig, kennis en wysheid te verkry deur die blaaie van die Bybel. Nou, ons is tans besig met die baie interessante en eintlik so 'n bietjie kontroversiële saak van Bybelse berading vir blywende verandering. En ek het vir u gesê, inleidend praat ons oor sielkunde, die sielkunde, hoe dit in die kerk ingekom het, hoe sielkunde die gedagtegang van die mens verander het tot op hede, en hoe dit eintlik die waarheid van God se woord een kant wil skuif en eintlik tot nuut wil maak. En daarom het ek vir u gesê, vriende, dat my gedagte met hierdie reeks is nie om 'n fete te begin met sielkundiges of te dink ek weet alles nie of te dink ek weet die beste nie. My hele gedagte en my poging is as om herder van my kudde te begelei om vir hulle te sê, God se woord is algenoegsaam vir jou probleem. Wat 'n probleem jy ook al mee mag sit of probleme waarmee jy mag sit. God se woord is kosbaar. Hy is die een wat ons geskaap het. Hy het ons kunstig geweef in die moederskoot, en sy waarheid en sy woord het ook vir ons die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet om te wandel te midde van 'n krom en verdraaide geslag. En wat ook al ons probleme en probleemsituasies is, die Here het vir ons 'n oplossing daarvoor. Bybelse oplossings, soos in sy woord geopenbaar. Nou vriende, ek het nie daardeur gesê ook dat daar nie mense is wat psigiatriese probleme het nie. Daar is mense wat een of ander breingewas het, wat 'n effek op hom het, miskien een of ander defek, wat 'n effek op sy emosies, op sy gedrag, en al daai dinge het. En ons het vir u gesê, daai uitsondering op die reël is nie waaroor ons praat nie. Ons praat oor die reël vandag, dat elke persoon wat op en af tye beleef, na een of ander beraader of sielkundige toe gaan, en dan word medikasie aan hulle gegee. En wil ek dit baie duidelik stel aan u, dat ek weet, dat sielkundiges in Suid-Afrika nie medikasie kan voorskryf nie, ek weet dit. Dit is iets wat eintlik enige persoon behoort te weet, want 'n sielkundige is nie 'n dokter nie, hy het nie deur daardie studies gegaan en het nie afgestudeer in die rigting van medisyne nie. Maar die gedagte is net, die netwerk werk saam. Dis die sielkundige saam met die psigiater, saam met die dokter, en dis hoe medikasie by mense uitkom. En dit was my hele poging gewees, en wil ek vanmôre dit baie duidelik aan u stel. My gedagte is nie hier om te praat oor die uitsondering op die reël van mense wat werklik een of ander defek of een of ander probleem of een of ander ding in die verstand het nie, maar my gedagte en die doel van hierdie boodskappe is om juis mense uit te bring daarbey om te sien dat die kerk het nodig om weer God se woord te preek op so 'n manier dat ons weer moed sal skep om te sien dat die God wat ons geskaap het ons nie net hier op aarde gelos en met die gedagte van swem Janie swem nie, maar dat die Here ons op aarde geplaas het met sy waarheid en sy woord, sodat ons rigting kan hê. Sodat ons, wanneer daar 'n probleemsituasie na ons kant toe kom, wanneer ons met 'n sondeprobleem worstel, wanneer daar een of ander ding in ons lewe na vore kom. Mense praat vandag van verslawings wat 9 uit die 10 keer sondige praktyk is, dat ons alweer as 'n antwoord daarvoor. God se woord is genoegsaam om ook daar vir ons antwoord te gee. Huweliksprobleme, depressie, moedeloosheid, swartgalligheid, neerslagtigheid, en al hierdie dinge, vriende, God se woord het vir ons 'n oplossing. So, met dit as basis, net om vir u te sê, presies waaroor hierdie reeks gaan, moet ons vanmôre dan stil staan, om bietjie te kyk, wat is die algemene siening van die sielkundiges. Nou vriende, toe ek vir u die definisie van sielkunde volgens die HAT gelees het, dis die Handboek vir Afrikaanse taal, het dit gesê, dit is die leer van die wese en die eienskappe van die menslike gees en siel, oftewel die siege. En dis waar die probleem begin het, wat ek vir u gesê het, dat die kerk het op 'n stadium gesê, maar wow, as dit is waaroor sielkunde gaan, dan kan ons tog nie 'n oplossing gee vir mense se probleme as dit so diep gesetel is nie. Terwyl die Bybel vir ons sê, dis net God wat weet wat in die gees van die mens aan die gang is. Daarom gee hy sy woord, daarom gee hy sy gees. Ons het vir u gesê hoe sielkunde deel van die kerk geword het, en dat die vroeë kerk nie geweet het van iets so sielkunde nie, maar dat die vroeë kerk mekaar onderrig het, mekaar vermaan het, mekaar reggehelp het, in sagmoedigheid en in lankmoedigheid. En vanmôre gaan ons bietjie kyk, wat is die algemene siening van sielkunde, en waarom dit nie met die Bybel versoen kan word, en waarom dit nie deel van die kerk kan wees nie. Nou vriende, die sielkunde se gedagte, en ek sê dit baie kortliks en opsommend,
Die menslike natuur is inherent goed. Sielkundige sal vir jou sê, luister, jy's eintlik nie so sleg nie. Luister, moenie te sleg voel oor jou sonde nie. Luister, elke mens het voete van klei. Ons is inherent eintlik goed. En dan die tweede ding wat baie kommerwekkend is, die oplossing vir die mens se probleem is in homself en moet net ontdek word. Terwyl die Bybel iets heel anders sê. Ons is nie inherent goed nie. Die Bybel sê, ons word sondaars gebore, ons is nie lief vir God nie, van nature wil ons die sonde doen. En die oplossing is verseker nie in onsself nie, maar buite onsself, in die verlosser en saligmaker Jesus Christus. 'n Verdere ding wat hulle sê is, die sleutel tot die verstaan en regstelling van die mense gesindhede en dade lê iewers in die persoon se verlede opgesluit. Daarom sal u dikwels hoor dat sielkundiges en films wat gemaak word oor mense wat sielkundiges kan sien, altyd teruggaan na die verlede toe. Daar's hipnose wat gedoen word, of mense word teruggevat in die verlede. Wat het jou pa aan jou gedoen? Wat het jou ma aan jou gedoen? Hoe was jou kinderjare gewees? Hoe was jou opvoeding? Het jy genoeg geld gehad? Was jy gereeld geslaan, pak slaag gegee? En dan sal mense sê, daar lê jou probleem. Dis jou pa se skuld, dis jou ma se skuld. Dit klink amper vir my soos die tuin van Eden toe die duiwel Adam en Eva verlei het en hulle het gesê, is nie ons nie, is iemand anderste. En dis die probleem wat ons met die sielkunde het. 'n Verdere probleem wat ons het, vriende, en waarom ons nie sielkunde en die kerk met mekaar kan versoen nie. Hulle sê mense se probleme is die gevolg van wat ander mense aan hulle gedoen het. Dit sluit baie aan by die vorige punt oor dinge in die verlede wat gebeur het, maar nou word daar mense geïdentifiseer. Hoe dikwels doen ek net die berading nie, en dan moet ek mense op 'n stadium sê, wow, stop. Hou op die een vir die ander die skuld gee. Wat is jou skuld in hierdie saak? Waarom is jy in hierdie situasie en wat is jou skuld in hierdie saak? En nou weet ons, daar's mense wat regtig te nagekom word. Ek dink aan hoeveel gevalle ek hanteer het waar vroutjies gemolesteer was toe hulle jonk was, kinders was. En ek is dikwels, wanneer ek hierdie goed hanteer en met hierdie mense praat, is daar opstandigheid in my hart dat 'n pa dit kan doen aan sy kind of stiefkind of 'n ma dit kan doen. En dan is my eerste oplossing altyd dat ons moet gaan na God se woord. Ja, daar's ook die regspraktyk en die regstelsel wat ons dan kan naslaan, of kom ek sê eerder navolg, wat ons kan raadpleeg. Maar die belangrikheid is, vriende, die meeste van die tye wil hulle iemand die skuld gee vir die optrede van die skuldige persoon vandag. Dan is daar die diepgesetelde probleme, kan slegs deur professionele beraders opgelos word en deur middel van terapie. En ek het vir u gesê, vriende, 'n sielkundige doen presies wat ek doen. 'n Sielkundige gaan sit met 'n persoon en hulle praat, hulle versamel inligting, as hulle hierdie inligting het, gee hulle raad en baie keer verwys hulle na iemand toe wat medikasie kan gee en hulle probeer so die probleem in 'n mate bestuur. Ons doen presies dieselfde. Al wat ons doen, ons gaan na God se woord toe. En nou hoor jy dikwels ouens sê, maar ek is 'n Bybelse sielkundige. Nou vriende, Bybelse sielkundige is 'n oksimoron. Die twee goed pas nie by mekaar nie. Dis goed wat nie in dieselfde sin gesê kan word nie. Want die sielkunde staan los van die Bybel. Die Bybel sê vir ons juis hoe sondig ons is. Hoe hardvogtig ons sondige hart en hoe rebels ons hart is teenoor die Here. En dat daar alleen 'n oplossing is deur middel van gehoorsaamheid aan God se woord, die aflê van sondige praktyke, terwyl ons die opneem van geregtigheid in ons lewens daarstel, om dan sin te maak van die lewe. Nog een gedagte wat ek wil noem, en dan sal ek die oordeenking afsluit. Baie sielkundiges, ek sê nie almal nie, maar baie sê die Bybel, gebed en die Heilige Gees is oppervlakkig en dikwels onvoldoende om sekere probleme op te los. En vriende, ek het dikwels al mense gehoor wat sê, man, julle wil taksies vir mense gee en hoop dit gaan hulle probleme oplos. Nou vra ek vir jou, wat doen die sielkundiges? Ons het ten minste taksies, ons het ten minste die woord van God, en ons gee nie net links en regs dekversies uit nie. Nee, ons stap 'n pad met hierdie mense, om vir hulle te wys wat die woord werklik sê. Wat bedoel daai teks werklik? Hoe is dit van toepassing op my? Hoe gaan ek dit ten uitvoer bring? Hoe gaan ek saam met 'n gemeente verantwoordbaar gehou word om te lewe om God te verheerlik? En dis wat die woord vir ons leer. So die Bybel en gebed en die Heilige Gees is verseker nie oppervlakkige oplossings nie. Inteendeel, die diepte en die omvang en die rykdom daarvan kan net verstaan word deur hulle wat werklik uit genade gered word. Dr. John McAfee skryf dit so mooi. Hy sê moderne sielkunde en die Bybel kan nie vermeng word sonder ernstige kompromie aan of algehele verlating van die beginsels van skrifgenoegsaamheid nie. Hy sê alhoewel dit 'n winsgewende besigheid geword het, kan psigoterapie niemand se probleme oplos nie.
Nou, as u vir Dr. John MacArthur ken, sal u verstaan waarvan ek praat, is geleerde man met 'n universiteit waarvan hy die dekaan was vir baie lank, en 'n man wat die woord van God ken, en nie net die woord nie, maar op baie ander areas in die lewe goed geskool en onderles. En hy sê, op sy beste kan dit soms menslike insig gebruik om gedrag oppervlakkig te verander. Hy sê dit slaag of misluk vir Christene en nie-Christene eweveel, omdat dit 'n tydelike aanpassing is, soortgelyk aan die chiropraktisyn. Dit gee 'n tydelike oplossing, 'n tydelike verligting. Nou ek gaan dikwels na die chiropraktisyn toe vir my rug, en hulle doen 'n paar drukbewegings, en vir 'n tyd lank is dit beter, en dan herhaal die proses hom weer. En nou sê hy, dit kan nie die menslike hart verander nie, en selfs die sogenaamde kenners van sielkunde erken dit. So in ander woorde, wat ek vir u probeer sê, hierdie hele reeks wat gaan oor Bybelse berading vir blywende verandering, het ten doel om vir u eers die fondasie te lê, om vir u te sê, ons kan nie sielkunde met die Bybel vermeng nie. Ons kan nie op medikasie gaan en hoop ons probleme gaan verdwyn nie. Ons kan nie op die einde van die dag God buite die raamwerk laat en ons probleme oplos nie. Wat ons kan en moet doen, is om in die eerste plek te sien, dat die skepper van hemel en aarde, wat ook my skepper is, ook sy woord gegee het om vir my oplossings te gee vir my probleme. Ons gaan in die weke wat volg bepaalde sake hanteer, soos ADHD, bipolêr, maniese depressie, verslawings. Ons gaan hierdie goed hanteer, en ons gaan vir u wys wat die wêreld daaroor sê, en wat die Bybel vir ons sê, wat die wêreld se oplossing is, wat die Bybel se oplossing is, maar vir eers moet ons eers die fondasie goed lê. Ek sê onlangs vir mense met dieetberading doen, as jy in jou huis bly, jy sien jou mure, jy sien jou vensters, jy sien jou dak, jy sien die struktuur, jy sien nie die fondasie nie. Maar was dit nie vir die fondasie nie, sou daai huis nie gestaan het nie. En dis presies dieselfde wat ek besig is om te doen. As ons nie die regte fondasie lê nie, gaan ons nie die huis kan bou om oplossings te gee vir mense vir hulle probleme nie. Daarom vertrou ek dat u ook sal sien wat my hartsgesindheid is. Dis nie om te veg nie, dis nie om te beklei nie. Dis om vir u te wys daar is in die kerk van die Here Jesus sekere duidelike lyne wat ons in die sand moet trek. En ons moet vir mense sê dat God en sy woord is genoegsaam, ook vir die mens van die 21ste eeu, soos dit vir die mense van die 20ste en die 19de en die 18de en die 17de en die 16de eeu was. U sien, mense het nie verander nie. Salomo sê in die boek Prediker, daar's niks niets onder die son nie. Gebruike en gewoontes van mense bly dieselfde eeu in en eeu uit, en daarom is God se woord genoegsaam. Mag die Here genade gee dat u dit ook so sal verstaan, en dat u ook dan deur die genade van die Here sal luister met 'n oor wat gewillig is om te hoor, en 'n hart wat bereid is om te verander tot eer van die Here. Mag die Here genade gee, want vriende, die Bybel sê vir ons, dat 'n kind is vir ons gebore, en 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar raadsman. Hy's ons raadsman, hy's ons sterke God, ewige Vader en vredeword. Goeie vir u en mooi dag verder te raak.